Madeleine hier mensies en welkom terug by Slaapstories vir groot mense. Hier vertel ons Afrikaanse stories vir die stiller ure van die aand. Vir wanneer jy wil afskakel, asemhaal en stadig gaan wegdryf slaapland toe. Donderdaгаande kuier oom Eldie by ons en Sondagaande wissel ons tussen Mas Kokemoer se misdaadverhale, Mavis Ferreira, soms as sy agter die rook en fantasie terugkom, en ook nou en dan 'n lekker storie. As jy op YouTube luister, help ons deur te like, comment en subscribe, en op Spotify onthou asseblief om die potgooi te volg en vir ons 'n kommentaar te los. Dis Afrikaanse stories vir Suid-Afrikaners, waar in die wêreld julle ook al is. Kom ons maak elke aand net 'n bietjie stiller, sagter en voller van Afrikaanse stories. Goeienaand mensies, ek is Maritjie Mas Kokemoer, misdaadverslaggewer sedert die dae toe polisiebeamptes nog met pen en papier gewerk het en ek nog nie iets soos Monster Drinks geken het nie. Vir meer as 30 jaar volg ek stories deur donker steegies, afritte, agterkamertjies en koue stoorlokale. Ek het geleer dat monsters nie altyd hoorbare voete het nie en dat stilte soms harder skree as 'n sirene. Hier onder die lamplig bring ek daardie stories vir jou. Die raaisels wat bly klop, die moorde wat nie wil rus nie, en die mense wat jy nooit sou vermoed nie. Vanaand sit ons weer saam hier onder die lamplig, om na ware misdaadsake te kyk, nie om sensasie uit iemand se dood te maak nie, maar om die mens agter die koerantopskrif te onthou. Onder die lamplig, episode 13. Stuart Boetieboer Wilken, die monster wat tussen gewone mense geloop het. Waarskuwing. Hierdie episode handel oor seksuele geweld, moord en geweld teen kinders. Luisteraar sensitiwiteit word sterk aanbeveel. Welkom terug by onder die lamplig. Daardie plek waar ons die gordyne toetrek, die lig so bietjie helder draai en wonder hoekom is daar mense wat jou ongemaklik maak die oomblik wanneer hulle by 'n vertrek instap. Nie omdat hulle noodwendig iets verkeerd doen nie, nie omdat hulle vreemd lyk nie, maar omdat iets diep binne jou skielik fluister. Hierdie een is nie lekker nie. En dan is daar ander mense, mense wat normaal voorkom. Hulle glimlag, hulle praat oor die weer, hulle staan agter jou in 'n winkelry met 'n brood en 2 liter melk. En jy vermoed niks, want monsters dra nie horings nie. Daar speel nie altyd dramatiese musiek wanneer hulle om 'n hoek verskyn nie. Soms dra hulle gewone klere, soms het hulle 'n vrou en kinders, en soms het hulle selfs 'n bynaam wat amper vriendelik klink. Boetieboer. Dit klink soos iemand wat vir jou 'n skaapchoppie oor die draad gaan aangee en sê, vat nog een, daar is genoeg. Maar agter daardie bynaam staan Stuart Wilken, een van Suid-Afrika se mees ontstellende reeksmoordenaars. 'n man wat vroue en jong seuns geteiken het. 'n man wat ook mense binne sy eie gesin vermoor het. En vanaand, onder die lamplig, kyk ons na Stuart Wilken. Nie om hom beroemd te maak nie, maar om te verstaan hoe 'n man wat tussen gewone mense gewoon het, so ver van menslikheid kon afdwaal. Stuart Wilken is op 11 November 1966 in Boksburg gebore. Volgens sy latere vertellings het sy lewe reeds met verwerping begin. Hy het beweer dat sy biologiese pa hom as baba, saam met sy 2-jarige suster, in of naby 'n telefoonhokkie agtergelaat het. 'n baba, 'n klein dogtertjie en 'n volwassene wat eenvoudig besluit. Nou ja, sterkte.
Sommige mense behoort eerlikwaar nie eens 'n vetplant te besit nie. Die kinders is glo deur 'n huiswerker gevind en na die huis van haar werkgewer geneem, 'n man wat in latere vertellings slegs as Doep bekend geword het. Maar volgens Wilken was dit nie 'n redding nie. Hy het beweer dat hy oor ongeveer 18 maande ernstig fisiek en seksueel mishandel is. Sy jongsuster het verdwyn. Wat van haar geword het, is nie duidelik nie. Stewart is later deur die Wilken-egpaar aangeneem. Hy was glo ondervoed, verwaarloos en met luise besmet. Hulle het hom aangeneem en hom die naam Stewart Wilken gegee. Die gesin het later na Port Elizabeth verhuis. Maar hier moet 'n mens versigtig wees. Baie van wat ons oor sy kinderjare weet, kom uit Wilken se eie mond. En reeksmoordenaars is nie juist bekend vir hulle eerlike rekordhouding nie. Hulle manipuleer, hulle oordryf, hulle verander hulle stories. Soms probeer hulle verlede as 'n verklaring aanbied, en soms probeer hulle dit stilletjies as 'n verskoning verkoop. Daardie twee dinge is nie dieselfde nie. 'n gruwelike kinderjare kan help verduidelik hoe iemand se denke beskadig is, maar dit vee nie later die bloed van sy hande af nie. Duisende mishandelde kinders word volwassenes sonder om ander mense te vermoor. Trauma kan 'n wond veroorsaak, maar op 'n stadium bly 'n mens verantwoordelik vir wat jy met daardie wond doen. Volgens beskikbare weergawe het Wilken op skool gesukkel en vroeg gewelddadige gedrag begin toon. Hy het ook beweer dat hy later weer seksueel misbruik is. Sy kinderjare was volgens sy eie vertelling 'n mengsel van verwerping, geweld en emosionele chaos. Dit was nie 'n veilige begin nie. Maar iewers langs die pad het die kind wat seer gekry het, 'n man geword, wat doelbewus ander mense se pyn veroorsaak het. En dit is waar simpatie eindig en aanspreeklikheid begin. Teen die vroeë 1990s was Suid-Afrika besig om dramaties te verander. Die land het na 'n nuwe politieke bedeling beweeg. Daar was hoop, spanning en onsekerheid. Maar terwyl die groot geskiedenis op koerant voorblaaie afgespeel het, het kleiner, stiller tragedies in Port Elizabeth begin plaasvind. Vroue het verdwyn. Jong seuns het verdwyn. Kinders uit arm en kwesbare gemeenskappe is nie altyd dadelik ernstig gesoek nie. Dit is 'n patroon wat 'n mens dikwels in reeksmoordsake sien. Roofdiere kies mense wat hulle glo die samelewing nie dringend sal soek nie. Mense sonder geld, mense sonder invloed, mense wat reeds deur ander veroordeel of geïgnoreer word. Wanneer so iemand verdwyn, sê mense maklik, miskien het sy net weggegaan, miskien het hy weggeloop, miskien kom hy terug. Maar miskien gee dit 'n moordenaar tyd. Tyd om weg te kruip, tyd om weer te jag. Stewart Wilken was ongewoon, omdat hy nie net een duidelike slagofferprofiel gehad het nie. Hy het volwasse vroue geteiken, onder andere vroue wat as sekswerkers gewerk het. Maar hy het ook jong seuns geteiken, twee verskillende groepe, twee verskillende vorme van kwesbaarheid. En dit het dit moeiliker gemaak om die misdade dadelik aan dieselfde persoon te verbind. Polisie soek gewoonlik patrone, dieselfde soort slagoffer, dieselfde omgewing, metode, motief. Maar Wilken se misdade het nie netjies in een leer gepas nie. Want natuurlik het selfs sy boosheid administratief moeilik probeer wees. Wilken het later erken dat hy verskeie slagoffers vermoor het. Hy het ook besonder ontstellende beweringe gemaak oor wat hy met sommige van die liggame gedoen het, insluitende seksuele geweld na die dood en kannibalisme. Maar wanneer die media op hierdie gruwelike besonderhede fokus, gebeur iets gevaarliks. Die moordenaar word interessant en die slagoffers word bloot voetnotas. Hulle was nie voetnotas nie. Hulle het name gehad, families, drome, mense wat vir hulle gewag het.
Die ergste ding wat ons kan doen is om die moordenaar 'n legende te maak en die mense wat hy vermoor het, naamloos te laat. Een van die vroue wat aan Wilkins se moordreeks verbind is, was Georgina Sweeney. Sy word in sommige ou berigte eenvoudig as 'n prostituut beskryf. Maar Georgina was nie haar beroep nie. Sy was 'n mens. Sy het familie gehad wat dekades later steeds met die verlies moes saamleef. Die feit dat iemand sekswerk doen, maak haar lewe nie minder waardevol nie. Dit maak haar nie weggooibaar nie. Maar vir 'n roofdier soos Wilkin was vroue op straat toeganklik en kwesbaar. Hy het geweet dat hulle verdwyning moontlik nie dieselfde onmiddellike aandag as die van ander mense sou kry nie. En dit het hom ruimte gegee. Die donker waarheid is dat 'n moordenaar se grootste bondgenoot nie altyd sy intelligensie is nie. Soms is dit die samelewing se onverskilligheid. Wilkins se geweld het nie by vreemdelinge gebly nie. Henry Bakers was die seun van Wilkins se tweede vrou. 'n kind binne sy eie huishoudelike kring. 'n kind wat veronderstel was om veilig te wees. Wilkin het Henry vermoor. Hy het later gruwelike verklaringe gemaak oor wat hy met Henry se liggaam gedoen het. Maar ek gaan nie daardie besonderhede vir dramatiese effek uitpak nie. Nie omdat dit nie deel van die saak is nie, maar omdat Henry meer verdien is om net onthou te word vir wat 'n volwasse man aan hom gedoen het. Henry was 'n seun, 'n kind wat moes groot word, verlief raak, dom besluite neem, belasting haat, en eendag klaar dat sy rug seer is wanneer hy uit 'n stoel opstaan. Hy moes 'n gewone lewe gehad het. Stuart Wilkin het dit van hom gesteel. Een van die mees skokkende dele van die saak was die moord op Wilkin se eie dogter, Wanay. Wilkin het later beweer dat sy deur haar stiefpa seksueel misbruik is. Hy het gesê hy het haar vermoor om haar sogenaamd na God te stuur. Dis die soort sin wat jou laat wonder of taal selfs nie wil bedank nie. Want om jou kind dood te maak en dit dan redding te noem, is nie liefde nie. Dis beheer, dis verdraaiing, dis 'n man wat homself die reg gegee het om te besluit of sy dogter mag leef. Selfs al het hy geglo sy word mishandel, was daar ander opsies. Verwyder haar uit die huis, gaan polisie toe, soek hulp, beskerm haar. Maar hy het nie. Hy het haar lewe geneem. En toe probeer hy die daad in godsdienstige taal toedraai. Jy kan nie moord met 'n strikkie vasmaak en dit redding noem nie. In Januarie 1997 het ondersoekers Wilkin begin verbind met die verdwyning van 2 kinders, onder wie sy dogter. Hy is in Januarie 1997 gearresteer. En toe begin hy praat, en 'n veel donkerder prentjie het verskyn. Op 3 Februarie 1997 is hy formeel aangekla op 10 aanklagte van moord en 5 van sodomie. Maar die getal aanklagte is nie noodwendig dieselfde as die getal skuldigbevindings nie. 'n Hof vereis bewys. Bekentenisse moet getoets word. Liggame moet geïdentifiseer word. Getuienis moet standhou. Op 20 Februarie 1998 is Stuart Wilkin aan 7 aanklagte van moord en 2 aanklagte van sodomie skuldig bevind. Hy het 7 lewenslange vonnisse ontvang. Die regter het aangedui dat Wilkin waarskynlik die doodstraf sou ontvang het, indien dit nog beskikbaar was. Dit is ongeveer die regsbank se deftigste manier om te sê, meneer, selfs die hof het nou genoeg van jou gehad. Die bekende Suid-Afrikaanse profiler, Mikkie Pistorius, was by die saak betrokke. Sy was Suid-Afrika se eerste voltydse polisiekundige wat in reeks moordprofilering gespesialiseer het. Sy het van die land se gevaarlikste misdadigers bestudeer. En selfs sy het Wilkin as een van die ergste sadiste beskryf wat sy teëgekom het. Dit is 'n besonder ontstellende beoordeling
van iemand wie se werksdag basies bestaan het uit. Goeiemôre, watter nuwe nagmerrie het ons vandag? Wilkins se misdade het tekens van sadisme, beheer, seksuele afwyking en 'n verdraaide verhouding met pyn getoon. Hy het nie net bloot doodgemaak om van iemand ontslae te raak nie. Die slagoffer se vrees en lyding het deel van die misdaad gevorm. Vir 'n sadistiese moordenaar is die slagoffer se pyn deel van die beloning. En sulke moordenaars stop selde omdat hulle gewete skielik wakker word. Hulle stop wanneer hulle gevang word, wanneer hulle sterf, of wanneer hulle fisies nie meer kan voortgaan nie. Wilkins se verskillende slagoffergroepe het moontlik verskillende dele van sy fantasiewêreld verteenwoordig. Maar 'n mens moet versigtig wees om nie elke daad te probeer verduidelik, asof daar 'n netjiese sielkundige formule bestaan nie. Trauma, persoonlikheid, seksuele fantasieë, geleentheid en beheer kon almal 'n rol gespeel het. Maar uiteindelik bly die vraag: waarom het hy gekies om ander mense seer te maak, terwyl soveel ander oorlewendes van mishandeling dit nie doen nie? Daar is nie altyd 'n antwoord wat jou beter laat slaap nie. Baie van die mees gruwelike besonderhede in hierdie saak het uit Wilkins se eie verklaringe gekom. En dit beteken ons moet onderskei tussen 3 dinge: wat die hof bewys het, wat ondersoekers bevestig het, en wat Wilkins self beweer het. Reeksmoordenaars lieg dikwels, hulle oordryf hulle misdade, hulle voeg besonderhede by om mense te skok. Soms geniet hulle dit om die enigste persoon te wees wat glo die volle waarheid ken. Dit gee hulle beheer. Selfs vanuit 'n tronksel kan hulle steeds probeer bepaal hoe die verhaal vertel word. Wilkins se skuldigbevindings is feite, maar elke dramatiese bewering wat hy gemaak het, behoort versigtig beoordeel te word. Ons hoef nie elke woord wat uit 'n reeksmoordenaar se mond kom, soos Moses se kliptafels, te behandel nie. Die naam Boetie Boer is vreemd, omdat dit so alledaags klink. Dit het later die handelsmerk geword waarmee Suid-Afrika hom onthou het. Maar daar is 'n gevaar wanneer ons moordenaars dramatiese byname gee. Dit verander hulle in karakters, in legendes, in donker beroemdes. En terwyl almal die moordenaars se bynaam onthou, verdwyn die slagoffers se name. Ons onthou Boetie Boer, maar hoeveel mense onthou Georgina, Henry, Wanay? Dis die name wat saam met syne onthou moet word. Wilkins het oorlewende kinders gehad, en hulle dra 'n ander soort vonnis. Hoe leef jy met die wete dat jou pa een van Suid-Afrika se berugste reeksmoordenaars is? Hoe antwoord jy wanneer mense jou van herken? Hoe verwerk jy dat iemand wat saam met jou in 'n huis gewoon het, terselfdertyd tot sulke geweld in staat was? Die kinders van moordenaars word dikwels gevra om 'n monster te verduidelik, bloot omdat hulle sy bloed deel. Maar misdaad is nie 'n erfstuk nie. Boosheid word nie outomaties saam met 'n familienaam oorgedra nie. Wilkins se oorlewende kinders, Sonika en Sergius, het jare later aan 'n dokumentêre reeks oor hulle pa deelgeneem. Hulle perspektief is belangrik, want die verhaal behoort nie net aan die man wat die misdade gepleeg het nie. Dit behoort ook aan die mense wat binne sy huis moes leef, en aan die families wat met die verlies moes voortgaan. In Oktober 2023 is die 5-delige dokumentêre reeks Boetie Boer, Inside the Mind of a Monster, vrygestel. Die reeks bevat onderhoude met Wilkins vanuit die tronk, sy oorlewende kinders en familielede van slagoffers. Maar wanneer 'n reeks moordenaars self aan 'n dokumentêr deelneem, moet 'n mens altyd vra: waarom praat hy? Om die waarheid te vertel? Om homself te verduidelik? Of omdat hy steeds die verteller van almal anders se trauma wil wees? Vir 'n manipuleerder kan 'n kamera 'n nuwe vorm van beheer word. Daarom is dit noodsaaklik dat die families en slagoffers se stemme ook ruimte kry. Die verhaal behoort nie net aan die monster nie. Dit is die vraag wat altyd by 'n saak soos hierdie opduik. Was Stuart Wilkins van geboorte af boos? Of het sy kinderjare hom gemaak? Die antwoord is nie eenvoudig nie. Trauma kan 'n mens se brein, emosionele ontwikkeling en verhoudings ernstig beskadig.
Maar geen enkele gebeurtenis skep outomaties 'n reeks moordenaar nie. Biologie, persoonlikheid, omgewing, fantasie, geleenthede en persoonlike keuses kan almal 'n rol speel. Wilkins se beweerde kindertrauma kan deel van die verklaring wees. Dit is nie 'n kwytskelding nie. Hy het geweet hoe pyn voel, en tog het hy doelbewus pyn aan ander veroorsaak. Herhaaldelik. Teen vroue, teen seuns, teen kinders in sy eie familie. Op 'n stadium was hy nie meer die produk van geweld nie. Hy het die vervaardiger daarvan geword. Wanneer mense aan Stuart Wilkin dink, fokus hulle maklik op die mees sensasionele besonderhede. Kannibalisme, seksuele geweld, die vreemde bekentenisse, die bynaam, maar die ware gruwel is eenvoudiger. Hy het mense as voorwerpe gesien, nie as seuns of dogters nie, nie as susters, maas of vriende nie, net as dinge wat sy behoeftes moes bevredig. Wanneer iemand ophou om ander mense as mense te sien, verdwyn die normale grense. Dan word pyn vermaak. Vrees word mag. En 'n lewe word iets wat weggegooi kon word. Dit is die kern van die monster. Nie die dramatiese bynaam nie, nie die stories wat hy later vertel het nie, maar die totale afwesigheid van respek vir 'n ander mens se reg om te bestaan. Stuart Wilkin dien sy lewenslange vonnisse uit. Hy is agter tralies, maar sy slagoffers bly dood. Hulle families dra steeds die verlies. Sy kinders dra steeds sy naam en die vrae wat daarmee saamgaan. Suid-Afrika het verander, die strate het verander, geboue het toegemaak, kinders het groot geword, maar sekere verhale bly soos 'n vlek in 'n plek se geheue. Nie omdat die moordenaar verdien om vir ewig te word nie, maar omdat die slagoffers verdien dat ons nie maak asof hulle nooit bestaan het nie. Georgina Sweeney, Henry Bakers, Wayne Wilkin, en die ander mense wie se lewens deur Stuart Wilkin geneem is. Vanaand onthou ons hulle, nie net hoe hulle gesterf het nie, maar dat hulle geleef het. Dalk is dit die belangrikste ding wat ware misdaad podcasts behoort te doen. Nie om die monster onder 'n kollig te plaas en almal te laat staar nie, maar om die lamp stadig weg te draai, na die mense wie se stemme stilgemaak is. Tot volgende keer, hou jou deure gesluit, vertrou daardie ongemaklike gevoel in jou maag, en onthou, nie elke monster lyk gevaarlik nie. Sommige glimlag, sommige gesels vriendelik, en sommige noem hulle self Boetieboer. Kom gesels saam met ons oor hierdie saak, en wat julle dink van Boetieboer. Maar slap sag, mensies. Onder die lamplig, geskryf en voorgelees deur Madeleine Skoombie, 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.